Welkom terug by die groot ontbyt. Jy is net betyds, want ons gesels vanmôre met Len Miller. Ja, ons praat oor sy nuutste liedjie Energie. Maar eers bietjie oor hom. Goeiemôre Len. Goeiemôre, lekker om met julle te gesels. Lekker om jou hier te hê. Ek wil net sê baie dankie vir jou emosionele ondersteuning. Jy weet nie wat jy doen vir Jennifer nie. Ek weet julle. Om net eenvoudig met 'n shark skeppie hier op O, te wag. vragies. Dit is presies wat ek ook wou vra, nee, nou dat jy praat van die Sharks. Ek wag Ek tot gaan nou maar later, onttrek maar dis dat julle lekker gesels. Ek drink warm sjokolade Maar gaan dit aan. was baie indrukwekkend geweest. Toe ek sien teen die bulle het jy gesê go Sharks. Ja. Is Sharks Ek ondersteun? is 'n volbloed Nataler. Ek is Jy gebore in sien. Natal en born and raised. Ja. Kyk hoe So ek gelukkig sê draad sit en ek het met 'n blou wil getrou. Ja. Ja. Ja, Maar ek is die 'n vyand in volbloed die huis. Nataler. Kyk, Dit gaan goed daar. Die Sharks het verloor, so nee, ons gaan nie daar. Jy het nie daai te gesê het nie, Sorry. nee. Ons kon Hoorie maar gestop het by die Sharks enige ondersteun. getroude man weet nou maar om 'n shot te vat, nee. Nee, jy moet maar Soos die weet. Sharks verloor en jy bly wees vir die blou Ja, bulle. ja. Dis hoe dit werk. Al by my is dit dieselfde storie. gemaak koffie en kom oor dit. Ek dink nog steeds is baie indrukwekkend hoor. Ek is baie bly geweest daaroor en Ja. oor die Sharks skep. Jy's ook op pad in die bos toe. Dis reg, ja. Ek vertrek donderdagoggend vroeg en dan het ek 'n paar optredes opgeline vir die week. So ek sien baie uit. Vertel 'n bietjie oor in die bos. Ja, Wat dis gaan die jy nou eerste keer in 10 jaar basies wat ek weer teruggenooi is. Waar mense moet aansoek doen en dan nooi hulle jou. Ja. So dit was 'n groot voorreg. Ek het so 3 jaar afgevat toe my seentjie gebore is. Ek wou 'n bietjie by die huis gewees het en bietjie minder toer, bietjie minder van die huis af weg wees. En toe ek nou 'n nuwe album begin skryf, toe besef ek moet nou 'n bietjie begin uitkom weer uit die grot uit. En toe begin ek aansoek doen vir feeste en so aan en ek was Kaka en Kaar jaar en in die bos hierdie jaar so lekker. Is 'n voorreg om deel te wees van die geleentheid. Daar's baie sangers, ek gaan nou eerlik met jou wees wat nie afvat as hulle kinders gebore word nie. Ja. Ek gaan nou vir jou straight up sê, ek dink jy het so 'n bietjie van 'n loopbaanfout daar gemaak, maar 'n familiekeuse was dit die beste ding wat jy kon doen. Absoluut. As 'n pa. Vertel vir my bietjie. Ja. 3 jaar oud sê jy nou. Hy word 4 hierdie maand. Word hy 4 hierdie maand. Ja. Wat is die hoogtepunte? Wat is die dinge wat jy nou op hierdie stadium van sy lewe agterkom en besef maar my maskas dis oulik? Ek sal sê die groot ding vir my is hy val mens in die rede. Hy val jou lewe in die rede. Ek noem hom in Engels my beautiful interruption. Want hy kom en val alles in die rede. Al die planne wat jy gehad het, al die dinge wat jy gedink het jy gaan doen die volgende dag, hou jy wakker die vorige aand sodat jy dit nie kan doen nie. En ek dink dit is goed. Partykeer moet 'n bietjie stil staan. Ek dink partykeer is ons so gejaag in die lewe. Mense jaag na die volgende ding toe. Jy to-do lysie, jy weet jy het klomp goeders wat jy moet doen. Hy herinner jou dit gaan nie altyd oor jou nie. Presies, ja, absoluut. Ja, ek dink dit is die mees selflose ding wat jy kan doen is om kinders te kry. Want jy weet jy moet jouself oorlewer basies om hierdie klein mensie om die lewe te bring en om jy weet te groei. Wat is die lesse wat jy graag by hom sal wil los? Die lesse wat ek by hom sal wil los is om teenwoordig te wees. Ek dink daar's baie keer in my lewe wat ek gevoel het ek jaag verby goeders en om stil te staan. En ek dink hy leer dit vir my ook nou, maar ek hoop dat hy wanneer hy ambisie begin kry en begin goeders doen, dat hy sal stil staan by goeders en goeders beleef, soos hierdie. Om te sit op hierdie bank met julle en te gesels met julle en dankbaar te wees dat ek 'n stem het, want die laaste 2 kere, ek weet nie of julle kan onthou nie. Ja, het jy gesukkel. Ek kon nie met julle praat nie. So, net om dankbaar te wees vir wat jy het vir nou en hier. Ja. Vir voor die hand liggende dinge wat mense sal sê, ja, dis mos maar so. Absoluut, ja. Maar om dankbaarheid daarvoor te hê. Dankbaarheid en ja, tevrede te wees met wat jy het. Ja. Vertel ons van Energie, die nuwe enkelsnit. Ja, dit is 'n baie opwindende nuwe enkelsnit wat ek bekend gestel het. Dit is 'n lied wat eintlik gebore is uit die idee van waar jou energie vandaan kom, waar jou krag. Ek glo mos my krag kom van bo. Ek is 'n gelowige man. Ons ook, En, right, ja. en uit daai uit is die liedjie gebore, maar toe het ek ook baie bietjie dieper gaan delf oor my persoonlikheid. Daar's verskillende persoonlikhede en verskillende mense kry energie op verskillende plekke. My vrou is byvoorbeeld 'n baie groot ekstrovert. So sy hou daarvan om mense te wees en kry jou energie daar. Van mense af. En ek is 'n baie groot introvert, so ek hou daarvan om alleen te wees en my energie te kry en dan spandeer ek dit wanneer ek by mense is. Alleen die meeste Sharks ondersteun. Ja, ek is ook vir daai nou. En ja, dan kry ek energie en dan probeer ek weer uitgaan en die dinge doen, maar ek dink dit is belangrik om ook in natuur uit te kom en ek dink die liedjie praat ook daarvan. Ek is lief om in die branders te wees, ek is lief om in natuur te wees. Ek dink ons almal op aarde het 'n hinkering na natuur, of dit nou visvang is of om jag. gegrond te wees in iets
iets in Natuurliks. ons is connected aan die aarde en ons wil ons in die natuur wees. En ek dink ons kry ons energie daar. En vir my is dit natuurlik die see. Die see is vir my 'n groot plek waar ek energie kry. Dis nou wat ek wonder, as julle gaan vakansie hou, want ek het 'n foto van julle op sosiale media gesien ook, waar julle op 'n strand is iewers. Nou wil ek weet, vakansie, gaan julle see toe, gaan julle bos toe, gaan julle toer julle Europese fancy stede, waarheen gaan julle vakansie? Nee, as ons dit kan bekostig, sal ons die buiteland, dit geniet ons baie. Ek en my vrou was baie bevoorreg om in Amsterdam te wees. Ek was nou 'n jaar gelede en ons was in Parys en dit is baie lekker, maar ek dink die see is nog altyd 'n plek waar ek weet ek kry my energie daar. Dit is eintlik maar hoe ek dit kan stel. Dit is regtig 'n plek waar dis my terapie. As ek in die see ingaan, los ek my selfoon agter. Daar's nie e-posse nie, daar's niks sy nie, daar's niks van dit nie. Jy los alles agter. Al die probleme los jy op die strand en dan kan jy in die see wees en die branders beleef. Snorkel jy, scuba jy, kitesurf jy, vis skiet jy, wat doen jy? Surf en swem. Surf en swem. Hoofsaaklik, ja. Nou, daar's ook 'n interessante musiekvideo vir Energie. Baie mooi gedoen. Vertel vir ons van die musiekvideo. Ja, ek het 'n gelukskoot geslaan. Ek het eintlik 'n ongelooflike vrou wat in die televisiebedryf werk, film en televisiebedryf, en sy het 'n hele span wat lus was vir 'n passieprojek. En my nie noodwendig arm en been gevra om 'n musiekvideo vir my te maak nie, maar absoluut net wou investeer in my loopbaan. En Chris Loss is een van die groot director photographers in die land en hy het besluit hy gaan dit vir my doen. Misha Bear is die ander wat die colorist was. So dis groot name wat groot films werk, wat groot televisie maak, wat my musiekvideoetjie kom aan mekaar sit en dis 'n ongelooflike konsep gewees. Zandri wat director was, het die idee gehad dat ek werk by die huis, so ek is ook 'n besigheidsman, ek het 'n agentskap wat ek bestuur, maar in die oggende maak ek toebroodjies vir skool, ek maak ontbyt vir die seentjie en ek kry almal reg vir die dag en dan as hulle uit die huis uit is, dan moet ek ewe skielik kop skuif maak na nou moet ek 'n besigheid bestuur in daai selfde spasie. Dis of ek na 'n kantoor toe gaan waar ek nou in 'n nuwe mindset kan Dis 'n uitdaging nee. Jy partykeer kruis daai lyne en die een nou 'n bietjie langer aan as wat hy moet en die ander begin later en mens ek kan nooit uiteindelik voorspel nie. Jy moet eintlik half speel wat jy het. Jy weet baie keer slaap ons later en moet ons vinnig opstaan en reg kry. Maar die stoeigeveg is om uit daai spasie uit te kom van okay, nou moet ek skryf of ek moet nou agentskap bestuur of iets. En dan in die musiekvideo probeer ons dit uitbeeld. Ons probeer uitbeeld iemand wat so al worstel met daai spasie en dis so nice gedoen want op 'n stadium dan stap ek en ek besig om te worstel met 'n liedjie of 'n idee vir 'n liedjie en dan stap ek deur 'n tipe van 'n portal en dan is ek in 'n woud. Sure. En dan is dit amper asof ek my eie kop is en as ek in die woud stap ek in die woud rond en beleef 'n klomp inspirasie en dan as ek om die draai stap dan is ek weer in die huis. dan wys dit weer ek's in die huis en dan loop ek rond daar, soek vir inspirasie, soek plek om te skryf en dan op 'n stadium dan spring ek in die woud in. So dit is hierdie hele dis 'n speletjie tussen jou kreatiwiteit maar ook jou besigheidsbrein maar ook jou pa wees en hierdie spasie. So dis baie interessant om musiekvideo. Ons gaan nou na daai video kyk. So, ek kan nie wag om dit te sien. Nou met die agtergrond wat jy gee, 'n bietjie meer dieper insig. 'n Mens besef nie altyd dat kunstenaars soveel tyd en moeite soos jy nou gesê het, belê in konseptualisering van die video. Ja. Baie mense staan in 'n woud en sing, maar dit gaan nie altyd net daaroor nie. Daar gaan partykeer regtig baie diep konseptualisering. Dit is lekker dat jy ons verduidelik het. Dis 'n bietjie soos Afrikaans in die klas, as jy meer vir jou verduidelik waar die gedig eintlik gaan. Dit gee 'n bietjie diepte en ek dink as mense op oog af kyk dan beleef mens nie altyd daai kan of konsep nie, maar ek dink dit maak dit tydloos. Jy wil dit weer kyk. Jy wil sien waaroor gaan dit nou eintlik. En ek dink dit is ook om dit belangrik is om lank te konseptualiseer. Ons het omtrent 'n maand of 2 spandeer om te kyk wat se konsep sal werk, waarvoor is almal lus om te doen, wat kan ons doen in die tyd wat ons het met die begroting wat ons het. En dit maak dit baie interessant. Dit is 'n baie interessante projek. Ek sê baie opgewonde om dit te deel. Len, baie dankie jy draai kom maak het. Dit is 'n groot plesier. Baie dankie vir die geleentheid. Dit was lekker om mee te gesels en dit is lekker ook oor dieper dinge te gesels. Goed soos dit gaan nie alles oor ek nie. Dis lekker en dit is lekker om met iemand te praat wat daai ontwaking al gehad het. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om julle te gesels en dankie vir die blootstelling. Waardeer dit. Dis 'n groot plesier. Ons gaan nou daai musiekvideo kyk. So bly net daar waar jy is. Len Miller. Len Miller. Dis al sjokolade. Suiker. Len Miller se nuwe energie, soos wat ek nou het. Net hierna.